So, nou dat ons bietjie makliker met breuke begin het, is dit dan nou baie makliker om nou na die moeiliker gedeeltes van breuke toe te gaan, net om te sien hoe die vorige een, net hoe alles bymekaar kom. So die volgende gedeelte wat ons sommige mee gaan begin is ons van somme. So dit is nogal ietsie wat vir die kinders regtig partykeer 'n uitdaging is. So, wat ons somme leer is dat jy weet jy deel aan die onderkant, so jy gaan sê jou heelgetal, 33 gedeel deur 3, wat 11 is, en dan vat jy 11 en jy maal dit met die boonste getalletjie, en dan het jy so 11 maal met 2, gaan dan vir my 22 gee. So 'n baie maklike manier, die kinders moet onthou, onderdeel jy jou antwoord wat jy kry, maal jy met die boonste getal. As ons iets byvoorbeeld kry wat nou bietjie moeiliker is, ons iets soos 1/5 van 52, dan is dit moeilik vir die kinders, want hulle weet 52 kan nie in 5 deel sonder 'n res nie. So wat maklik is om vir hulle te leer is, jy vra vir hulle, wat is die naaste getal aan 52 wat in 5 kan deel? Dis natuurlik 50. Nou gaan ek 50 gebruik, want ek weet 52 kan nie indeel nie. So 50 gedeel deur 5 is 10 maal 1 gee vir my 10. Maar nou, ek het nie met 50 begin nie. Ek het met 52 is my oorspronklike getal. So nou gaan ek sê 52 minus die 50, wat dan natuurlik 2 is. Nou daai 2 is my res. En ek weet dat my noemer in die geval is 5, en nou word hierdie 2 word my teller. So dis regtig 'n moeilike konsep, en mense gaan baie van hierdie moet doen vir hulle om die konsep te verstaan, net om te verduidelik dat die res word nou skielik die teller, maar omdat jy reeds 'n noemer hierso het wat 5 is, bly die noemer 5. So regtig, hierdie is waar hulle bietjie begin kleitrap, en dis regtig vir hulle partykeer bietjie moeilik om te verstaan, veral wanneer daar 'n res is. So dit is dan nou ons van somme. As ons nou verder gaan, dan kry ons natuurlik ons plus en minus wat regtig vir die kinders partykeer, dit laat hulle regtig partykeer bietjie 2 keer dink oor wiskunde. So ek gaan eers met iets eenvoudig begin, soos as jy byvoorbeeld het 1/5 plus 2/5. So as jy so iets het, die eerste ding wat jy moet doen met breuke is jy moet eers kyk, is my noemers dieselfde? So die oomblik wat ek sê my noemers is dieselfde, weet ek hoef daarom nie te gaan verander aan my noemers nie. Nou in die eerste kwartaal behoort meeste van die noemers dieselfde te wees, behalwe as jy bietjie jou kinders bietjie wil challenge en wil seker maak dat hulle vir die wat nou bietjie slimmer is en so, wat bietjie makliker verstaan, vir hulle sal ons natuurlik ietsie moeiliker gee. So ek kyk eers of my noemers dieselfde is. Hierso sien ek dat my noemers is dieselfde. Wat beteken my noemer gaan 5 wees. So baie belangrik om vir die kinders te vertel dat jy kan nie jou noemers plus of minus nie. Jy moet hulle dieselfde hou as hy dieselfde is. En nou natuurlik gaan ek nou na my tellers toe en ek sê 1 plus 2 wat dan vir my 3 gaan gee. So dit beteken my finale antwoord is dan nou 3/5. Dan as ons nou ietsie bietjie moeiliker toe gaan, as ons nou ietsie het soos 2 en 'n kwart plus 6 en 3/4, dan weer eens gaan kyk ek of my noemers dieselfde is. Gelukkig is my noemers altyd 4, so dit beteken ek hoef daarom nie te veel gaan verander nie. Nou wat baie maklik is vir die kinders om te verstaan, is ek gaan eers kyk na my heelgetalle. So ek gaan daai heelgetal en daai heelgetal vat en ek gaan hulle bymekaar tel. So ek het 2 plus 6. Dan weet ek daai kom daarso tussenin, en ek gaan nou sê 'n kwart plus 'n 3/4. So ek weet daarom nou dat ek my heelgetalle opgebreek het, daarso is my heelgetalle, en dan het ek nou my breuke het ek ook saamgesit. So weer eens baie eenvoudig, 2 plus 6 gaan vir my 8 gee, plus dan nou 'n kwart plus 'n 3/4 gee vir my 4/4, wat eintlik dan nou maar 1 hele is. En dan weet ek 8 plus 1 hele gaan vir my 9 gee. So, dis regtig 'n konsep wat vir die kinders baie moeilik is partykeer. Mens moet regtig baie tyd aan hierdie spandeer. Mens kan nie net
1 of 2 periodes aan so iets spandeer nie, en mens moet oor en oor en oor herhaal, maak seker elke kind in jou klas is op dieselfde bladsy as waar jy is, maak seker hulle verstaan, maak seker dat hulle verstaan die noemers moet dieselfde wees, maak seker hulle verstaan hoekom die noemers dieselfde moet wees, ensovoorts, so moenie net soos aanvaar almal weet nie, want baie van hulle sit maar in suffer and silence en dan weet hulle nie altyd nie, so veral vir die kinders wat bietjie makliker verstaan en so sal mens miskien so som eerder voorgee, wat jy verskillende noemers het, en jy plus en minus in dieselfde ding, jy het meer as 2 breuke, so dis bietjie moeiliker. So nou wat jy die kinders leer, as jy kyk soos natuurlik na jou noemers, jy sien nie een van hulle is dieselfde nie. So wat ek gewoonlik die kinders leer, as jy kyk na die grootste een van die 3 getalle, wat natuurlik die 32 is, dan gebruik ek die 32 en dink, is daar 'n 32 in my 8-mal tafel, en is daar 'n 32 in my 16-mal tafel? As die antwoord ja is, beteken dit ek kan outomaties al my noemers kan ek verander na 32 toe. En daarso het ek nou al my noemers 32 gemaak, so dit maak dit dan nou bietjie makliker, om dan nou net te besef dat daar is 32 in al 2 van die ander 2 noemers se maaltafels, so dit beteken ons kan hulle gebruik. Nou gaan ek, as ek nou my noemers verander het, moet ek seker maak my tellers moet ook nie verander nie. So nou gaan ek kyk, hierso sien ek my noemer is 32, so as my noemer klaar 32 is, beteken dit dat my teller gaan dieselfde bly. So my teller gaan dan nou 5 bly. Hierso was my noemer 8 gewees. Nou moet ek in my kop vir my vra, hoe het ek van 8 tot by 32 gekom? Ek het met 4 gemaal, want 8 maal 4 geef my 32, so as ek met 4 ondermaal, moet ek met 4 bo maal, so 7 maal 4 gaan dan nou vir my 28 gee, en dan het ek nou, hierso het ek nou weer vir 16, hoe het ek van 16 tot by 32 gekom, ek het met 2 gemaal, so as ek onder met 2 maal, moet ek bo met 2 maal, so 8 maal 2 gee dan nou vir my 16. So net weer eens om dan nou vir die kinders dit eenvoudiger te maak, dan gaan ek nou hierso net van links na regs werk, om nou weer my order of operations in te bring, so ek gaan letterlik van links na regs, gaan ek nou hierdie oplos. So weer eens net om die kinders te herinner, dat jou noemer verander nie. As jy hom 32 gemaak het, bly 32. Omdat jy plus beteken nie skielik jy het 64 nie. Baie kinders verstaan dit nie so nie. So noemer en tellers kan jy, noemers kan jy nie by mekaar tel nie, maar tellers tel outomaties by mekaar. So 32 is dan nou my noemer, dan gaan ek van links na regs eers werk, so ek gaan sê 5 plus 28, wat dan nou vir my 33 gaan gee, en dan het ek nog die 16 oor 32 oor. So dan nou om dit nou net vir my bietjie eenvoudig te maak, kan ek sommer hier so aan die kant net gou vir myself aftrek. 3 minus 6 kan nie, so ek gaan leen 13 minus 6 gaan vir my 7 gee, en 2 minus 1 gee vir my 1, wat beteken my teller is 17, en my noemer is 32. Altyd belangrik om te kyk of my finale antwoord kan vereenvoudig, as hy nie kan nie, so kan hy nie, dan los ons hom net so anders te vereenvoudig ons hom. Kwartaal 1 is ons nog nie so streng op eenvoudigste vorm nie, maar as jy in kwartaal 1 al die kinders kan leer om eenvoudigste vorm te gaan, go for it. So, weer eens, iets baie maklik wat die kinders sukkel om te verstaan, vir die blote feit dat hulle net regtig 'n blokkie teen wiskunde, so net ietsie maklik om vir hulle te verduidelik, en net regtig baie maklik vir hulle as hulle dit verstaan om punte te kry in die eksamen.